Goeiemôre gemeente. Welkom in die erediens. En jy sal sien dit lyk mooi en dit lyk soos advent hier by ons en ons sê sommer weer eens dankie vir Greta wat hierdie mooi versierings aangebring het vir die Kersangdiens en toe aangebied het dat dit sommer so kan bly in ons liturgiese ruimte tot en met na Kersdag. So dit is sommer vir ons besonders om ook in so 'n ruimte bymekaar te kom. Vrienda, dankie dat jy ook weer eens hier is. Jy is eintlik al, is nie eers meer nodig eintlik om vir jou welkom te sê nie, maar nog steeds om vir jou dankie te sê. So, dankie vir dat jy ook hier is. Vriende, enkele aankondigings so voordat ons begin met die erediens. Die eerste is dat ons almanak gereed sal wees gedurende die week en ons sal 'n boodskap uitstuur per WhatsApp sodra sodra dit afgelaai is by die kantoor, so dit is in die proses om gedruk te word. En dan is julle welkom om dit enige tyd tydens kantoorure af te haal by die kantoor, maar dit sal ook vanaf volgende Sondag na die eredienste hier beskikbaar wees agter. Neem gerus vir jou een of twee selfs as jy 'n werkspasie en 'n huisspasie het waar dit kan hoort. So onthou maar net om te neem en neem vir iemand anders wat dalk nie gereeld in die erediens kan kom nie. Asseblief voel vry om dit te neem. Verjaarsdag hierdie week, vandag verjaar Konrad Bekes en ons sê van baie geluk. En dan is daar 'n klomp verjaarsdag van 80 en op, Tannie Brande en Kronee en dan Tannie Bet Serfontein. Bet, jy is ook hier vanoggend. Baie geluk by voorbaat vir die groot mylpaal en die verjaarsdag mag dit 'n spesiale dag wees vir jou, maar so ook vir elkeen wat saam met jou verjaar. En hier sien ook daar 'n klompie name op die lysie vir verjaarsdag gedurende die week. Lees gerus daardeur en indien dit iemand is wat jy ook ken, sê vir hulle geluk. Ons wens vir hulle 'n mooi jaar wat voorlê. En dan is daar 'n klompie mense aan wie ons in die besonder dink in hierdie tyd. Ons dink steeds aan Melanie Kutse se pa Isak, wat komplikasies na 'n prosedure beleef. Hester van Willig is besig om goed aan te sterk in die step-down. En dan dink ons ook aan Jenny Raad, wat ook besig is om aan te sterk na 'n ernstige rugprosedure. En dan is dit vir ons hartseer om vanoggend die nuus te deel dat Gerard Klaasen, julle sal hom ken, hy sit hier voor, net daar agter syferd voor oom Koos gewoonlik, en 'n kerkraadslid, een van ons leiers, dat hy oorlede is Vrydag aand. Ons dink in die besonder aan Lelani, aan hulle kinders, aan hulle familie, naaste vriende. Ons het eintlik min 'n erediens hier gehad waar Gerard en Lelani nie hier was nie. So ons vra dat julle ook in die besonder aan hulle sal dink in hierdie tyd en mag Lelani ook weet en die kinders en die familie dat ons hierdie pad ook saam met hulle stap. En kom ons neem sommer net so 'n oomblik en dan word ons stil voordat ons met die erediens begin. Ons begin ons saam dink vandag, saam dink oor 'n lewe saam met God in die seisoen van Advent, 'n tweede Sondag in Advent waarop die fokus op vrede is. Begin ons deur te luister na verwerking van Johan van der Sant in die Tuks Kamerata koor. Ons luister daarna lees ons saam ook 'n gedig en daarna gaan ons sing. Julle kan sommer spontaan staan wanneer ons sing. Kom ons word stil.
Stille nag, so sit hy daar teen die hang, tussen die skape onder die sterre, en met die aardsheid swart onder sy naels, in die fyn lyntjies van sy vel, en dieper om hom hang sy reuke, rook en veld en sweet en skaap, geëelte vingers krap deur die taai hare, asof dit 'n greep wil kry, op die helder wasigheid, die wasige helderheid, van die herinnering aan daardie nag. Die krib, die kind se stemme wat sing, en die woorde van die lied wat hom bly trek, soos 'n bos in die veld wat aanhou brand, maar nie uitbrand nie. Mense in wie hy 'n welbehae het. Dit gly tussen sy vingers deur, hy sukkel om dit te vat, dat hy van mense hou. Mense met swart onder die naels en dieper, mense wat ruik na rook en sweet en veld en skaap. Dat hy van hulle hou. So sit hy daar in die nag, dan trek hy sy sandale uit en hy begin saggies sing. Ere aan God. Ere aan God. Julle kan sommer staan. In een van die lofliedere in Lukas 1 lees ons, soos die môre son sal hy opgaan en uit die hoogte op ons afstraal, om lig te bring aan die wat in duisternis en in die skaduwee van die dood lewe, om ons voetstappe te rig op die pad van vrede. Liewe gemeente, wees gegroet in die naam van Jesus Christus, die een na wie verlang is, die een wat mens geword het, wat lyf geword het, wat niks geword het, ten einde ook alles te word. Die een wat ons voetstappe op die pad van vrede rig. Daar is iets wat stilweg gebeur, soos die hemel wat aan die ooste kant verkleur. Dit kom saggies, dit is moeilik om te sien, maar dis daar en dis meer as net miskien.
Dis in elke landstreek, elke dorp en elke straat. Dis in elke blom en elke vrug en elke saad. Dit kom soos 'n rustelose brander wat jou omkeer en wat alles kom verander. Jy hoor dit in baie ou verhale. Dit word vertel in alle lande, alle tale. Dit kom vir die siekes en die beseerdes, die verwerptes, die veragtes en verkeerdes. Dit maak nuut, dit maak beter, dit maak heel. En so mooi as wat jy jou maar kan verbeel. Dit waai oor die berge, soos die wind. En dit is onkeerbaar, soos die geboorte van 'n kind. Ek het vanoggend vir ons die tweede adventskers aangesteek, die kers van vrede. Simbolies ook vanoggend van ons verlange na en verwagting van 'n wêreld wat meer sal lyk soos God se wêreld, 'n heel wêreld vol vrede. Terwyl ons so sit, sing ons dan ook 'n lied van hierdie verlange. Lied 354, o Christus ons verlange. En let ook op, in Christus het hierdie vrede, hierdie moontlikheid vir heelheid en herstel, mos nou op aarde gekom. Hierdie lied word ook vanoggend 'n stukkie belydenis. Jesus is die Here. Hy is die een wat heelheid bring. So sal ons sing, so wil my lied u vrede, u heerskappy besing. Here, so op 'n tweede Sondag in Advent waarin ons nadink oor heelheid en vrede, is ons harte vanoggend nie heel nie. Om verskeie redes, maar ook veral omdat ons iemand so in ons midde, so skielik ook aan die dood moes afstaan. Here, maar soveel te meer is u boodskap van heelheid en vrede vir ons 'n stuk troos vanoggend, want ons weet dat die Jesuskind vrede kom bring het, nie in 'n perfekte en 'n heel wêreld nie, maar juis in 'n stikkende wêreld. Dankie dat ons daarin troos kan vind. Liefdevolle God, ons maak ons vanoggend oop vir u werking in ons lewe. U het ons gemaak om vreugde gevulde lewens te hê. Wys ons net weer opnuut die kreatiewe krag van hoop. Leer ons dat vrede en heelheid kom van sinvol lewe. Vul ons met 'n soort hoop wat nie in toom gehou kan word nie, maar moet oorloop sodat dit gedeel moet word.
berei ons lewens voor om deur U verander te word, sodat ons mag loop in die lig van Jesus Christus. Amen. Ons lees vanoggend 'n gedeelte uit die Kersverhaal, uit Lukas 2, bekende gedeelte, en ek lees vir ons uit die 2020 vertaling. Die opskrif in die 2020 goeie boodskap aan die skaapwagters. Daar was skaapwagters in dieselfde omgewing wat in die oop veld gebly en snags hulle skaaptroppe opgepas het. 'n Engel van die Here het aan hulle verskyn en die hemelse glans van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het geweldig groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie. Kyk, ek bring vir julle 'n goeie boodskap wat vir die hele volk 'n bron van groot vreugde gaan wees. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid as verlosser gebore, Christus die Here. Dit sal vir julle die teken wees. Julle sal 'n pasgebore kind vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê." Skielik was daar saam met die engel 'n hemelse menigte wat God loof. Eer aan God in die hoogste en vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het. Nadat die engele van hulle af na die hemel weggegaan het, sê die skaapwagters te vir mekaar: "Kom ons gaan reguit na Bethlehem en gaan kyk na wat gebeur het en wat die Here aan ons bekend gemaak het." Hulle het toe hastig daarheen vertrek en Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê daar aangetref. Nadat hulle hom gesien het, het hulle aan almal gaan vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat hiervan gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters aan hulle vertel het. Maar Maria het al hierdie woorde gekoester en in haar hart daaroor bly nadink. Die skaapwagters het teruggekeer terwyl hulle God verheerlik en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, presies soos dit aan hulle meegedeel is. Ek lees net weer vers 13. Skielik was daar saam met die engele 'n hemelse menigte wat God loof. Eer aan God in die hoogste en vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het. Op hierdie tweede Sondag in Advent dink ons na oor vrede. En in die kerkjaar is ons mos nou aan die begin van 'n nuwe jaar. Die kerkjaar begin met Advent, dan Kersfees, Epifanie, Lydenstyd, Paasfees, Pinkster en eindig met Koninkrykstyd. So aan die begin van so 'n nuwe jaar en die einde van ons sekulêre jaar, dink ons na oor vrede. En ek begin eintlik, en ek is seker julle saam met my, hierdie nadenke met 'n stukkie ongemak. Die ongemak om oor vrede in die jaar 2025 te praat. Vrede terwyl daar wrede konflikte in die wêreld heers, Sudan, Gaza, Oekraïne. Behalwe dit is daar so baie in ons land en ons wêreld wat stikkend is. Geweld teen vroue en kinders is onlangs as 'n nasionale ramp verklaar. Ons woon ook in 'n land waar jy, soos wat ons nou weer oor die naweek in die nuusberigte sou lees, waar jy dit nie eintlik wil waag om op te staan vir wat reg is nie. Want ons sien dat diegene wat dit doen, word wreed stilgemaak. Daar is so baie wat stikkend is, stikkend gemaak deur korrupsie, stikkend gemaak deur wanbestuur, stikkend gemaak deur ons geskiedenis. Ons sit ook met gesinne wat stikkend is, huwelike wat stikkend is. Ons sit met 'n stikkende ekonomie, ons sit met 'n natuur wat stikkend is. En so sou ek 'n lysie kon maak van die een na die ander ding, net om te sê dat ons in hierdie konteks nadink oor vrede. En dit laat 'n mens wonder, het vrede, soos verwoord in ons teks vandag vanuit 'n Bybelse perspektief, het dit dan nou vir ons iets te sê as ons hierdie konteks in ag neem? En ek dink tog dat 'n Bybelse perspektief op vrede ons kan help om sinvol in 'n gebroke wêreld om te gaan. Sommer heel aan die begin wil ek begin met 'n kantaantekening rondom die begrip vrede. In die Ou Testament is dit die bekende begrip Shalom, in die Nuwe Testament is die vertaling in die Grieks Eirene.
En in kort wil dit eintlik sê, so behoort God se wêreld te lyk, beide hierdie begrippe. Die konsepte Shalom en Eirene, soos in ons teks, word normaalweg mos nou vertaal met vrede. Maar die woord vrede word in die algemene omgangstaal verbind aan die afwesigheid van konflik en oorlog. Dit sê te min van hierdie ryk en veelkantige begrippe. Shalom en Eirene is relasionele, dis verhoudingsbegrippe. Wanneer daar heelheid in mense se verhoudings is, ervaar ons Shalom, ervaar ons Eirene. Jesus se geboorte is God wat weer eens heelheid, vrede aan ons skenk, soos ons gelees het in Lukas 2. As Jesus daaroor in die bergrede praat, is dit nie net iets wat ons ontvang nie, ons word geroep om dan mos nou vredemakers te wees. Aan die ander woorde, ons soek en ons werk as koninkryksmense vir hierdie heelheid tussen mense, heelheid tussen God en mense, God en die natuur. In die ouer liturgiese tradisies was die kleur van Advent pers, soos in lydenstyd. Dit was beskou as 'n tyd vir boetedoening, skuldbelydenis. Later is dit verander na blou, as 'n teken van die vreugde wat die teenwoordigheid van God, soos verwoord in die Kersboodskap mos nou vir ons bring. Maar ek dink ons moet nie te vinnig weghardloop van wat dit was en wat dit nou is nie, want ek dink beide, nie die een of die ander nie, maar beide gaan ons help in ons nadenke in Adventstyd. En veral ook oor God se vrede in hierdie Adventseisoen. Met ander woorde, beide, dat dit 'n tyd is van inkeer en 'n tyd van viering en vreugde. Ons begin by die eerste, dat Advent 'n tyd van viering en vreugde is, soos wat ons dit deesdae meestal sal sien met die blou. Lukas doen 'n interessante ding in hierdie teks, in vers 14. Eer aan God in die hoogste en vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het. Hierdie stukkie blyk 'n uittreksel te wees uit 'n reeds bestaande lied, 'n ou himne wat die skrywer van die Lukas Evangelie hier gebruik. En hy gaan leen dit eintlik uit 'n ou bekende lied. Die poëtiese struktuur en die tematiese parallelle met ander antieke gesange wat in die Ou Testament en in die vroeë Christelike literatuur gevind kan word, is opmerklik. Nou soos hy hier op die skerm vertoon, is die 2020 vertaling, en dit is 'n meer noukeurige vertaling van die Grieks. Eer aan God in die hoogste en vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het. Die mense in wie God 'n welbehae het. Ons weet daar is ander vertalings wat bekend is, die King James vertaling, and on earth peace, goodwill towards men, die 33 sê eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde, in die mens 'n welbehae, dis ook nader aan die teks wat ons gesing het. Maar ons kan nie daarby verbykom dat die 2020 vertaling tog vir ons 'n bietjie nader aan die Grieks lê nie. Die mense in wie God 'n welbehae het. Dis gewoon eintlik so 'n bietjie van 'n, sou ons kon sê, 'n swak vertaling en swak teologie om dit te probeer wegvertaal, dat die teks pertinent sê vir die mense in wie God 'n welbehae het. Maar hierdie frase laat ons nou eintlik vir Lukas in 'n dilemma. Want dit mag die indruk skep dat God se vrede net vir 'n uitgesoekte klein groepie is. Net vir die mense in wie God mos nou 'n welbehae het. 'n Uitverkore groepie. En alhoewel Lukas dan nou hierdie ou himne, hierdie lied uit 'n ander bron aanhaal, is hy eintlik in sy groter gedeelte van hierdie teks besig om hierdie teologie of hierdie moontlike misverstand te wysig. Voor daardie invoeging het die individuele engel die goeie nuus van groot blydskap vir alle mense aangekondig. Baie duidelik skryf Lukas skrywer dit in vers 10. Dis nie net vir 'n voorbestemde sommige nie, maar aan almal, aan al die mense is hierdie goeie nuus.
En ook na die invoeging is daar nog 'n loflied, die loflied van Simeon, wat bekend is. Dan lees ons Simeon neem die baba Jesus in sy arms en dan kondig hy aan God se verlossing. En dan sê hy, my oë het inderdaad u verlossing gesien, wat u ten aanskoue van al die volke bewerk het. So selfs meer duidelik hier sluit al die volke, alle mense in daai tyd beide die Jode en die heidene. So toegegee dat Lukas dan nou daai inklusiwiteit so moet beklemtoon. As hy dan nou soveel moeite moet doen om voor en na hierdie stukkie loflied te probeer beklemtoon, maar dit sluit alle mense in. Dan sal mens nou vra, waarom doen hy soveel moeite om dan nou juis hierdie klein stukkie gedig, hierdie klein loflied? Hoekom voel hy hierdie ou loflied moet juis op daai punt in die geboorteverhaal ingesluit word? En die antwoord is, dit laat hom toe om twee van die belangrikste konsepte vir Lukas bymekaar te bring. Evangelie en vrede. Goeie nuus en vrede. En presies deur daai stukkie himne daarin te bring, maak hy sy punt duideliker as wat hy dit enigstens anders sou kon bring. Ons het vrede op aarde as ons Lukas reg verstaan. As ons daai bekende Kerslied sing, ons het 'n heel verhouding met God. Veral dan as ons verstaan dat hierdie begrip vrede nie net verwys na die afwesigheid van konflik nie. Christus se geboorte, Christus se lewe het in die eerste plek kom heel maak. Dit is die vreugde wat opgesluit is in die Kersboodskap. In Jesus bring God 'n stuk heel word na hierdie de mekaar wêreld. Meeste van julle ken Banksy, die kunstenaar, is eintlik 'n graffiti kunstenaar meestal, en hy het hierdie werk gemaak en die titel is nie The Star of Bethlehem nie, maar The Scar of Bethlehem. En hierdie werk het in 2019 verskyn in Banksy se hotel, The Waldorf Hotel in Bethlehem. En in 2002 is daar begin om 'n skeidingsmuur te bou aan die Israeliese kant van die Gaza-Israel grens. 3 maal hoër as die Berlynse muur staan hierdie skeidingsmuur. En die interessante mos nou is dat hierdie hotel word beskou as die een met die worst view ever, want hierdie hotel kyk uit op hierdie hoë skeidingsmuur. En die hotel self het 'n verskeidenheid kunswerke van Banksy en die hotel en al die kunswerke is eintlik 'n stuk protes teen die onreg wat in daai wêreld aan die gang is. Soveel te meer is dit 'n protes teen eintlik die huidige gruwelike konflikte in daai streek. Maar soos julle kan sien, en dit is dalk 'n bietjie klein, hier beeld Banksy die kriptoneel uit, die geboorte van Jesus, reg voor 'n stuk van hierdie skeidingsmuur in daai streek in Gaza. En wat lyk soos 'n poging om eintlik die versperring te vernietig, het dit 'n duik in die vorm van 'n ster veroorsaak wat so half oor die toneel uitkyk. Die ster van Bethlehem, 'n gewonde Bethlehem. En dan, dit is nou 'n bietjie moeiliker om te sien, paks aan daai kant, die woorde vrede en liefde kan gesien word aan beide kante van hierdie toneel op die versperring in die agtergrond. Die ster is dus nie 'n ster nie, maar 'n koel wond in die muur. En daarmee wil hy eintlik vir ons sê, daar's reeds letsels en littekens in die geboorteverhaal. En vertel dit iets van die wêreld waarin Jesus gebore is. Jesus het nie in 'n perfekte wêreld ingestap nie. En net soos Banksy se kriptoneel is die wêreld waarin Jesus gebore word in die eerste eeu 'n wêreld wat nie lyk soos God se wêreld nie. 'n Wêreld vol onreg, 'n wêreld vol geweld, 'n wêreld vol armoede. Tog word Jesus in daai wêreld mens. 'n Morsige wêreld. En daarin inderdaad sou mens vir Lukas kon sê, jy het dit reg op hierdie punt. Daarin lê die goeie nuus, die evangelie. Dat God kies om deel te word van hierdie lewe. En nie een of ander perfekte lewe nie. God kies om in Jesus juis in so 'n wêreld 'n stuk heelheid te bring.
Dit vertel vir ons hier eerder van 'n radikale God wat op 'n radikale manier langs mense kom staan. Want in Jesus word God radikaal deel van ons lewe. Die lig en die donker. Lewe en sterwe. En daarmee saam is dit, hierdie sou ons kon sê andersoortige teenwoordigheid van God in Jesus, dit is vir almal. Ook vir diegene, mens, dier, vasgevang in huidige konflikte reg oor die wêreld, in Gaza, in die Oekraïne, Sudan, maar ook sommer hier in Tembisa en die Kaapse vlakte, in Pretoria. Ook wanneer ons 'n geliefde aan die dood moet afstaan. Dit is die vrede. Dit is die heelheid wat ons in Advent vier. Daarom is Advent 'n vreugdevolle tyd. Die ware vrede van die Kersboodskap is nie iets wat ek en jy kan verdien nie. Dis nie iets waartoe ons werk sodat ons iets van God se vrede mag beleef nie. Die ware vrede van Kersfees is hierdie geskenk. Dis God wat dit gee. Geskenk van 'n heel verhouding met God in die eerste instansie. En as jy nou dink aan hierdie begrip in die konteks van ontwrigting, Irene of Shalom, as ek beland in 'n situasie waar die goed rondom my gewoon in mekaar val, waar ek nie beheer het nie, waar ek moedeloos is, dan kan ek steeds berus in die wete, maar ek is iemand wat in 'n heel verhouding met God leef. Ek, soos ek is heel genoeg om met God in 'n verhouding te leef. Want jy het die Irene, jy het hierdie heelheid. Dit is die goeie nuus. So wie ook al oor hierdie begrip vrede wil dink en veral in Adventstyd waar ons vol verwagting is vir hierdie heelheid van God soos deur Jesus tot stand gebring, moet hier begin. God skenk vrede. God skenk heelheid. Dit kom nie uit onsself nie. En Lukas plaas hierdie ou liedjie vrede op aarde in die boodskap van die engele, juis om te beklemtoon in daardie tyd dikwels hierdie skrywers boodskappe deur engele laat kom om iets te sê van amper half 'n toekenning aan God. Dis God wat dit bring. Dit kom nie van die wêreld af nie, dit kom nie sommer van ons af nie, dit kom van elders anders af, iets meer as ons, iets groter as ons. Juist daarom vereis dit nie perfekte omstandighede nie. Want dan sal niemand van ons ooit 'n stuk heelheid en vrede kan beleef nie. So daarom wil Advent ons help om inderdaad elke vonkie van vrede en heelheid te vier. Heelheid in gesinne, die heelmaak van verhoudings tussen familie, vriende, gemeenskappe wat hande vat oor grense heen. Elke klein vonkie van vrede en heelheid en herstel moet gevier word. Want God skenk dit vir ons. En dan kom ons inderdaad by die tweede nuance van Advent wat ons wil help om hieroor na te dink. Dis 'n stukkie introspeksie. Dis 'n tyd van stil word en nadink. 'n Gesonde stuk selfondersoek om te vra, maar wat maak ek met hierdie vrede? Wat maak ek met hierdie heelheid wat God my skenk? Die dilemma is net dat die manier waarop die kerk oor jare met introspeksie of skuldbelydenis omgegaan het, is nie 'n goeie verhaal nie. In die middeleeue en ook in ons tyd is skuld gebruik om mense te manipuleer. Dit was eintlik so half 'n magsinstrument in die hand van kerklike amptsbekleers. Nou kan ons so ooreageer teen hierdie magsmisbruik en manipulasie dat daar eintlik 'n weerstand in enige vorm van skuldbelydenis in ons liturgie ontstaan. Die skuldbelydenis word gewoon net verwyder uit die liturgie in die diens, maar ook in die lewe. Ons is so 'n bietjie skief vir hierdie beweging na binne. En dalk help hierdie adventseisoen ons om weer by die lewensveranderende skuldbesef te kom. 'n Eerlikheid wat genees en nie vernietig nie. 'n Selfkennis wat inspireer en jou nie wil verlam nie. Aan die ander woorde, dit wil vir jou en my help om stil te word en te dink, maar waar is die plekke in my lewe? In my klein deeltjie van die wêreld waar ek beweeg, wat heelmaking nodig het. Dit is so dat hierdie shalom, hierdie vrede, hierdie heelheid, dit is iets wat ons kry. God gee vir jou vrede.
Maar dan, jy is 'n heel mens. Jy word nou iemand wat met daai heelheid in die wêreld ingaan en met vrede gaan leef. Met ander woorde, gaan heel maak. In Jesus se lewe en sy bediening merk ons op hoe hy telkens besig is om heel te maak. In die Lukas Evangelie is dit opmerklik hoe hy hierdie bediening van vrede ook aan ander uitdeel. Soos hy self vrede bewerk het, so het hy verwag dat die disippels vrede of heelheid sal bewerkstellig. In Lukas 10 lees ons in watter huis jy ook al ingaan, sê eers vrede vir hierdie huis. En as daar iemand is wat in vrede deel, sal jou vrede op daardie persoon rus, maar so nie sal dit na julle toe terugkom. Hierdie bediening van heelmaking sien ons in Jesus. Ons sien dit verg eintlik iets van jou. Hierdie heelmaking verg die vermoë om te kan vergewe. Vrede verg 'n bereidwilligheid om mildelik te deel. Heelmaking verg die afbreek van mure, van grense in 'n samelewing. Dit verg moeite met die kwesbares en die wat nie in jou oë eintlik 'n bydrae tot hierdie samelewing maak nie. Dit vra kyk 'n bietjie weer. Hierdie heelheid en vrede verg 'n stuk nederigheid. Om die laaste te wees onder die wat eintlik daarop indring om die eerste te wees. Om jouself te verloon in belang van jou naaste. Dis alles maniere van dink en doen wat Jesus se teenwoordigheid in daai gebroke wêreld gekenmerk het. Meer nog. Dis maniere van dink en doen wat in 'n skrille kontras met die konvensionele aannames van ons samelewing vandag is. Hoe dikwels sien ons nie in ons samelewing en wêreld eerder 'n keuse vir 'n gebrek aan vergifnis, 'n gebrek aan vrygewigheid, hierdie verskerping van grenslyne, min moeite met kwesbares want hulle kan nie vir ons iets beteken nie. Hoogmoed en eie belang. En word 'n samelewing van vyhandigheid en aggressie en hebsug en konflik en geweld eintlik net gevestig en versterk. Ek dink julle hoor dat hierdie konsep vrede, eirene of shalom, vanuit die perspektief van die evangelie het dit diep etiese implikasies vir ons benadering tot die wêreld waarin ons leef. Christen gelowiges wat reeds hierdie heelheid van God ontvang het, word dan nou geroep om deel te neem aan die genesing van die skepping. Dit beteken 'n aktiewe deelname en 'n soeke na heelheid. Dit beteken ek word stil en ek dink, waar is die plekke in my lewe, ook in die wêreld rondom my wat heelmaking nodig het? Dit is vir ons gegee, maar dit word ook van ons gevra. Ek weet nie hoe jy die afgelope klompie maande ervaar nie. Maar baie dinge op baie plekke is eenvoudig nie heel nie. En nou wil hierdie teks vir ons sê, in die eerste plek moet jy eintlik so 'n bietjie tot rus kom. Kom tot rus in hierdie vrede, in hierdie heel verhouding wat God met jou het. Kom tot rus in die wete dat God skenk dit vir jou. Jy is 'n heel mens, net soos jy is, aanvaar dit. Maar daarmee saam is dit ook 'n tyd dat ons maniere soek om nuut te leef. Maniere om die wêreld rondom ons nuut te maak, heel te maak, te herstel. Daarom is die verhale van Jesus se geboorte verhale wat jou oorrompel, nie waar nie. Daarom moet ons eenmal 'n jaar moeite doen om hierdie verhale net weer te lees, net weer te hoor. Dit oorrompel jou met sy troos, want jy sak as 'n ware so weg in die genade van God wat jou nuut maak, heel maak. God wat arms om jou vou. En terwyl jy so wegsink en daarin en ontspan, voel jy aan, maar dit help my. Dit help my om tog ook weer aktief deel te word van hierdie herstelwerk, van hierdie vrede wat in die wêreld moet deurbreek. Niels Jackson skryf hierdie gedig oor vrede wat ons help om hieroor na te dink. Dit begin met die geklink van swaarde wat weggepak word, die byna geluidlose girts van pen op papier as 'n verdrag onderteken word.
die geruis op die gruis van die stewels van 1000 soldate wat huis toe gaan. Maar dan is daar nog nie vrede nie. Eers 'n sagte salf en verbande nodig, vir pynlike wonde op arms en bene, buik en borskas, die wat die gesigte vir altyd skend. Maar ook vir die wonde van die gees, elke roof wat verdroog, afdop en 'n nuwe sagtheid ontbloot, om die nuwe, sagte vel te ontbloot, bring die vrede nader. Dan moet die herkenning kom, om in die gehate en die vervloekte 'n mens raak te sien. Iemand wat hartseer en bly kan wees, wat kan lief hê en treur en hoop en huil. 'n Mens na die beeld van God. As dit gebeur, word die ondenkbare moontlik. Die uitsteek van 'n hand, 'n huiwerige voet wat dit waag oor 'n grens, wat vroeër ondenkbaar was. Vir vreemdes wat vir mekaar begin omgee, sorg, mekaar help om mooi te word en vrolik en gelukkig en heel. Terwyl hulle sing, laat Heer, U vrede deur my vloei. Julle hoor hoekom beide elemente van Advent sinvol is vir ons nadenke oor 'n lewe saam met die God van heelheid. Mag die volgende 2 Adventssondae se afwagting en uiteindelik die viering van God wat op Kersfees vrede op aarde vir ons meegebring het, mag dit jou en my inspireer om as heel mense in die Adventstyd en ook in die nuwe jaar heel te gaan maak. Amen. Ons antwoord op die boodskap wil ons help om net vir 'n oomblik weer na te dink oor hierdie 2 frases. Vier die vrede wat jy ontvang het. Leef die vrede wat jy ontvang het. Terwyl ons hierdie gebed sing, vra ons onsself af, waar staan ons voor God met die vrede wat ons ontvang het? Terwyl ons so sit, sing ons lied 278. Hoor ons bid, o Heer, en gee ons vrede. Ek vra dat julle saam met my staan en dan bely ons ook hardop ons geloof. Ons glo in die God van hoop. God die voorsiener wat ons al van die skepping af versorg en vashou. Ons glo in die God van vrede, in Jesus Christus wat in nederigheid eerder kniel en voete was as om te veroordeel en te beskuldig. Ons glo in die God van vreugde, omdat ons saam met Jesus nou met nuwe lewe uit die opstanding die lewe in kan dans. Ons glo in die God van liefde, wat nie die dood sou ontsien om vir ons hierdie groot liefde te bewys nie. Amen.
Kan maar sit. Daar is nou die geleentheid om ook te dien met ons dankoffers. Ons nooi uit om saam met ons te kom tee en koffie drink na die diens. Dit sal vir ons so lekker wees om nog so 'n bietjie saam te kuier voordat 'n klomp van ons in verskillende rigtings in beweeg vir die vakansie. Indien jy die vakansie ver reis, mag jy veilig reis en dit ook geniet saam met jou geliefdes. Indien jy hier is, geniet Pretoria, geniet die reën en dit sal vir ons net so lekker wees om in die nuwe jaar ook weer almal mekaar veilig hier te kan sien. Ons gaan afsluit met ons laaste lied, 'n lied wat mos nou deur Koos Du Plessis geskryf is of die teks, wat iets vir ons uniek is hier in die suidelike halfrond wanneer ons 'n somerkersfees vier terwyl ander 'n winterkersfees vier. Hierdie lied spreek ook ons verlange uit na 'n Kersviering wat nog nie nou is nie. Julle sal ook die melankoliese ondertoon hoor. 'n Verlange daarna dat ons die vrede, die heelheid van God opnuut ook hierdie Kersfees sal ervaar en dit behoorlik met mekaar sal vier. Kom ons staan en dan sluit ons af.
en dan gaan jy in sy vrede. Mag God se hoop vir jou 'n anker wees te midde van die hopeloosheid van hierdie wêreld. Mag God se vrede oor jou hart en jou verstand die wag hou. Mag God se vreugde jou dra, ook deur tye van leed en hartseer. En mag God se liefde vir jou so 'n werklikheid wees, dat ander God in jou sal beleef.